hier. My pa is hier. En verhoorde se woord is 'n woord van onderskraging en van bemoediging. En dis 'n waarheid waarin ek tans leef. En ek gaan later in my illustrasie vir julle 'n verhaal vertel wat 'n groot impak op my lewe gehad het, waar my pa 'n rol gespeel het. Ek het 'n gedagtetjie hier neergeskryf van 'n 8-jarige seentjie wat besig was om die probleme wat hy met sy ouers ondervind met 'n maatjie te bespreek. Onder andere kla hy toe: eers leer hulle jou om te praat, en dan leer hulle jou om te loop. En sodra jy dit reg kry, sê hulle vir jou, bly stil en gaan sit. Nou ouerskap en by implikasie vaderskap is 'n reusagtige voorreg, maar dis ook 'n reusagtige verantwoordelikheid. En vanmôre gaan ek so 'n bietjie gesels oor die Here as ons Vader en hoe Jesus hom aan ons wys en demonstreer. En ek gaan dit doen deur so 'n bietjie te verwys na wat outeurs of ouens wat boeke geskryf het hier van hierdie onderwerp sê, en dis 'n geweldige diep onderwerp. Ek gaan moet in fokus op 'n baie spesifieke gedeelte hiervan. So ek het toe nou in my voorbereiding gaan kyk na wat is die belewenis van mense rondom hulle vader. En ek weet James Dobson, wat 'n groot rol in my lewe gespeel het, toe ek nog kinders groot gemaak het 'n studie gedoen onder gevangenisse. As 'n groep mans het hulle uitgekies en hulle het natuurlik 'n bediening gehad in die gevangenis. En hulle het vir hulle gevra om briewe te skryf vir hulle moeders. Om net dankie te sê of net uit hulle hart uit met hulle maas te gesels. Die groep wat die navorsing gedoen het 'n oorweldigende reaksie gekry. Hulle moes letterlik deur die hoope briewe en bladsye werk en uiteindelik het hulle gevind hoe dat mans, veral mans waar die lewe so 'n bietjie 'n ander rigting gestap het in 'n gevangenis, 'n geweldige waardering en liefde het vir hulle moeders. En die navorsingsspan besluit toe, goed, is maar die tweede en noodwendige logiese volgende stap is om dit te doen deur vir dieselfde groep respondente te vra, skryf ook 'n brief aan jou vader. Selfde tyd is gegee, selfde opdrag is gegee, en uiteindelik was daar weinig reaksie gewees. Enkele briewe, sinne wat sê, dankie, cheers. Maar uiteindelik was daar 'n gevolgtrekking wat hierdie navorsingsgroep onder die leiding van James Dobson gedoen het, en hy het natuurlik baie vaderskap in gesinsboeke geskryf, gesê dat daar is 'n geweldige wond onder kinders as gevolg van vaders. John Eldredge bied 'n verklaring hiervoor aan in sy boek Wild at Heart, waarin hy verduidelik dat byna elke man 'n paawond dra. 'n diep seer kry wat ontstaan wanneer 'n seun nie die liefde, bevestiging en seën ontvang waarna hy van sy vader verlang nie. Die kernvraag, sê hy, John Eldredge, in 'n seun se hart is, het ek wat nodig is? Die Engels sê dit so mooi, am I man enough? Wanneer 'n pa afwesig, krities, emosioneel ontoeganklik of self verwond is, bly hierdie vraag onbeantwoord en beïnvloed dit dikwels 'n man se identiteit. Verhoudings en gedrag wat vir die res van sy lewe 'n impak het op hom. Dus probeer 'n man dan dikwels hulle waarde bewys deur prestasie, sukses of die goedkeuring van ander. Sy vrou, Stacey Eldredge, voeg by vir wat jong dames, vrouens, as dogters ervaar. En sy skryf 'n boek, Captivating, Unveiling the Mysteries of a Woman's Soul, dat 'n dogter net soos 'n seun 'n diep verlange in haar hart dra,
wat grootliks deur haar verhouding met haar pa gevorm word. Volgens haar is die kernvraag in 'n vrou se hart, is ek mooi? Is ek die moeite werd om liefgehad te word? En sal iemand vir my opdaag en vir my hart veg? 'n dogter verlang daarna dat haar pa haar skoonheid raak sien, haar waarde bevestig, haar beskerm en haar laat voel dat sy kosbaar en geliefd is. Wanneer hierdie bevestiging ontbreek deur afwesigheid, kritiek, emosionele afstand of verwerping, kan sy met onsekerheid, 'n voortdurende soeke na goedkeuring en twyfel oor haar eie waarde worstel. Vaderskap het 'n ongelooflike sleutel tot 'n jong mens se lewe. Nou om hierdie na God se woord te vat, en dis presies wat ek toe nou gedoen het, en om begrip te vorm vir gelukkige Vadersdag. Gelukkig maat, high five. En die effek wat dit eintlik in ons harte ontketen, en ek sê weer, dit is 'n geweldige diep onderwerp, want daar's paas wat as gevolg van hierdie paalwond hulle eie wonde het. En dis nie my doel vanmôre om hierdie wond te adresseer of verder oop te maak nie. Al wat ek wil doen is, ek wil 'n fokusverskuiving maak na God se woord toe. Nou Jesus gebruik die volgende woorde, en ek gaan 'n woord gebruik uit die Grieks en die Hebreëus, en om vir jou oopbreek en moontlik vir jou vanmôre 'n rigtingwyser gee vir dit wat in ons harte is. Miskien is dit wat Werner gesê het, 'n pa wat jy moet vergewe. Ek weet nie, dis tussen jou en die Here. Maar Jesus is aan die woord. Matteus skryf die laaste stelling van hom neer. Dis die laaste sin van sy evangelie. Jesus sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En dan sê hy, amen. Ek is met julle. Die woordjie met in Grieks gaan ek nou vir jou oopbreek. Daar is 'n Ou Testamentiese verwysing, Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, God is aan die woord, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Daar is 'n tema in God se woord, wat die teenoorgestelde is van wat ons vaders potensieel in ons gedoen het. Dit is reg teenoor die algemene gedrag wat ons vind dalk in ons ouerhuise of ondervind het. En hierdie teenstellende gedrag is, hy sê, ek is met jou. Ek is hier saam met jou. Ek stap die pad saam met jou. Dis hoekom God se woord die standaard is, en nie noodwendig die moderne wetenskap nie. Nou hierdie woordjie met jou, beteken die volgende in Grieks en Hebreëus, en ek het hulle sommige gekombineer, ek gaan nou nie vir jou sê wat is Grieks en wat is Hebreëus, is nie nodig nie. Die eerste woord in Engels is accompanying. Dit beteken ek is jou reisgenoot, ek vergesel jou, ek stap saam met jou, ek het met jou 'n verhouding. Dit beteken dis nie net om mee te leef, en soos 'n enkele vergesel, kom ons sê ons gaan iewers heen en ek sal maar net saam met jou ry vir die dag nie. Dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken ek het 'n verhouding met jou en ek stap die hele pad saam met jou. En dis hoekom Jesus sê, tot aan die volëinding van die wêreld is ek met jou. Tweede woord, associate. Dit beteken ek is 'n bondgenoot tot jou. Ek het 'n verbond met jou. Ek is tot jou verbind. Ek stap nie net saam met jou nie, ek is nie net die een wat saam met jou lewensreis, jou deel is tot jou elke dag stap as die een wat jou vergesel nie, ek is ook die een wat jou bondgenoot is. Derde woord van die woordjie met, beteken overshadow. Soos die skadu van 'n groot boom is ek bo oor jou, en dis ook 'n tema wat in Jesaja gevind word. Wanneer daar felheid oor jou is, wanneer daar probleme is, soos 'n skril son, is ek soos 'n koel, kalm skaduwee oor jou. Dit is die tema van genesing. Ek maak dit wat sleg is beter. En die vierde woord is huddling, baie interessante woord. Dis die woord wat beteken, ek is naby jou,
En dis die ander Engelse woord vir dit is ook cuddle. Dis ek bring hitte en ek kan ook saam met jou planne beraam. Dis is ons altyd gesê, manne, kom ons sit gou koppe by mekaar, dat ons planne kan beraam. Dis dieselfde woord wat met beteken. Nou as ek hierdie vir jou opsom, dan is dit iemand wat sê, ek is saam met jou in jou lewensreis, as 'n bondgenoot, wat jou help met hierdie genade wat jy nodig het, en uiteindelik is ek die een wat jou warm hou, en saam met jou planne maak. Dis baie intiem nie waar nie. So Jesus se woorde wat sê, ek is met jou, is nie sommer net, okay, cheers, sien jy aan die ander kant. Dit is, ek is saam met jou, en uiteindelik is dit deur die uitstorting van die Heilige Gees van toepassing gemaak, en uiteindelik die waarde van Christus se verhouding uitgeleef in ons verhouding met die Heilige Gees. Hy is met ons. Nou, hier is my toepassing. Ek is in graad 7, dis nou standaard 5. En ons is besig met ons rugby liga, en ek het gespeel vir die A-span in Voorwaarts Volksskool. Ons afrigter was meneer Zietsman. Hy het 3 dinge gedoen. Hy het gesê, kom hier, gefrons, en dan het die houe geval. Hy was 'n ontsettende intimiderende man. Eintlik het hy 'n sagte haartjie gehad, maar hy was 'n man wat ons regtig kon afrig. En ons het onsself voorberei om teen Kroonstad Sentraal te speel in 'n liga-wedstryd, en dit was 'n belangrike liga-wedstryd. Ek kan nie alles onthou nie, was dit finals of semifinals, ek kan nie onthou nie. Maar nietemin, ons het 2 Kruiwenweek spelers gehad in ons span, Charles Taljaard en Chris Diedriks. En Kroonstad Sentraal het 1 Kruiwenweek speler gehad, Jannie van Sail, en hy was nommer 11, wat is dit, linker of regtervleuel? Linkervleuel, 11, hy was linkervleuel, en uiteindelik het ons toe nou, deur meneer Zietsman se afrigting, ons self psigies voorberei vir hierdie wedstryd. En ek onthou die donderdagmiddag voor die wedstryd, dit sou gespeel geword het op Loubser Park, dit was 'n baie groot stadion, of dis 'n verkroonste standaard, in die industriële gebied, maar was regtig 'n mooi veld. En ons sou speel op die A-veld. En meneer Zietsman sê vir ons, manne, ek gaan nie julle nonsens vat nie, julle gaan hard speel. Hierdie game, sê ek nou vir julle, is bitter belangrik. En ek wil julle vandag waarsku, dat Jannie is 'n man wat 3 druk, al wat hy span doen is, hulle ry die bal na hom toe, en hy is onstuitbaar. Nou vriende, ek speel toe ook toevallig vleuel, maar ek is 14, die regtervleuel, maar in my kop sê ek reg, links, reg nie, want ek speel net teen Jannie nie. Dit sou wees toe ons aanmeld, nadat jy die reuk van Deep Eat gekry het, jy weet ons daar in die tokkamer, as die meneer jou opsyk, en jy naderhand, jy weet nie of jy vrees het vir hom, of vir die span nie, maar jy is opgesyk, jy bewe daar van opgewondenheid. Staan ons in die lyn, ons gaan nou op hardloop, nou hoor ons die so paar kinders, as ek nou reg onthou, dis nie soos hoërskoolrek, nie is laerskoolrek, so daar was meer ouers daar, as wat daar kinders was, maar nietemin, ons staan, en ek het myself gesê, waar is nommer 11? Want ek weet nie hoe lyk Jannie nie, weet nie hoe lyk hy nie. En ek sê toe vir myself, nee, gelukkig, lyk nie asof hy by my staan nie, want ek staan teenoor nommer 14. Want dis so jy aantree, dis jou kaptein, dan sit gewoonlik 1, 2, 3 tot op die fullback. Man, maar ek is verlig, ek sê dankie tog. Ons hardloop uit, en die spanne jy begin nou opstel, en ek sien die lyne so voor my, en toe daai man omdraai, sien ek 'n 11 op sy rug. Maar 'n benoudheid en 'n klem om my hart neem van my besit, en ek sê myself, ag nee, ek speel vandag teen 'n Kruiwenweek speler. Nou vriende, wat volgende gebeur, is sekerlik maar onverklaarbaar. Maar dit het regtig gebeur. Toe die bal afgeskop word, hulle het afgeskop, kom die bal so in die rigting van die binnensenter, en op daai oomblik hoor ek my pa se stem, hard en duidelik, Go Luna! Dit was sy bynaam vir my. Hy het baie byname vir my gehad, Ronnekop, Cowboy, Prop in die pyp. Maar ek hoor 'n stem
wat ek glad nie verwag het nie. Want hy is 'n besige man. Hy is gereeld op bouprojekte. Hy het nie vir my gesê hy kom na hierdie wedstryd toe nie. Inteendeel, ek het hom nie eens daar verwag nie. Maar sy stem in my wek 'n krag op wat ek tot vandag toe nie kan verklaar nie. Ons maak 'n beweging, die beweging gaan in sy rigting en uiteindelik is dit sentraal wat hulle beweging doen. En soos wat meneer Zietsman vir ons gesê het, is Jannie hulle plan. En dis uit die skramskakel, losskakel, binnensenter, vleuel. Maar iets in my het heeltemal verander. Ek speel nie meer vir my span nie, ek speel nie meer vir meneer Zietsman nie, ek speel nie eens vir myself nie, ek speel vir my pa. En ek tackle Jannie, laat sy tande klap. En weer hoor ek, mooi Luna! En dit vier my nog meer aan. Die tweede beweging gebeur, want Jannie is hulle plan. Mens kan dit seker 'n Jan plan noem. En vir die tweede keer, tackle ek vir Jannie dat hy na sy wind snak. Ek weet nie waar die krag vandaan kom nie, ek weet nie waar die spoed vandaan kom nie, maar ek tackle daai man dat hy huk. 'n derde keer gebeur dit, want Jan is die plan. Vriende, ek vang daai man om sy enkels en buig hom amper dubbel. Daarna die hele wedstryd verander. Jannie het nie eintlik weer die bal gekry nie. Hulle het maar die ander vleuel probeer. Die uitwerking op my siege, dat my pa hierdie belangrike wedstryd in my lewe kom kyk het alles verander. Ek onthou die week daarna, ons het toe nou daarna na die volgende wedstryd toe gegaan, sit meneer Zietsman en hy praat so met ons manne en hy sê vir Charles wat hy moet doen en hy sê vir Chris Derksen wat hy moet doen en hy sê vir die manne en hy kyk so vir my en hy sê, ja ons weet wat jy kan doen, doen dit. En van daar af het ek net getackle, alles wat beweeg, het grond toe gegaan. Nou jy kan dalk miskien sê, ja Leon, jy is baie gelukkig, jou pa was daar vir jou, want my pa was daar vir my. Ek het tot vandag toe nog 'n wonderlike verhouding met my pa. Jy is gelukkig, maar ek is een van die ouens waarvan John Eldridge praat. Ek is 'n jong dame wat Stacey Eldridge na verwys. My pa was nie daar nie. So wat is die verdere toepassing dan uit God se woord uit? Om hierdie leemte te vul. Nou ek wend my tot Johannes 14, vers 8. Hier is 'n baie intieme gesprek wat Johannes neerpen. En Johannes, julle weet, ek's baie lief vir Johannes. Johannes is baie strategies, want hy gebruik etlike hoofstukke om hierdie finale maal wat hulle saam met Jesus het neer te pen. Maar hy skryf die volgende neer nadat hulle 'n gesprek gehad het en Filippus vir hom vra: Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Nou kom vra hy die vraag, want Jesus praat van sy Vader. Hy het hulle geleer bid tot die Vader. Hy gesels dat hy alles doen as gevolg van en deur die Vader. So die konsep van Vader en vaderskap het ons by ons verlosser gekry nie waar nie. En dis hoe hierdie manne redeneer. Here, maar jy praat net van ons Vader. Wys hom vir ons. En Jesus sê vir hom, ek is so lank by julle, en het julle my nie geken nie, Filippus? Hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy toon die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die antwoord wat ek tot julle spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly. Hy doen die werke. Jesus is die verteenwoordiging van God ons Vader. Alles wat hy gesê het, alles wat hy gedoen het, alles wat hy vir ons gewys het deur sy woord, is uiteindelik 'n teken van ons hemelse Vader. As jy vanmôre weet dat Jesus jou lief het, dan is dit as gevolg van die Vader deur Jesus wat jou lief het. Yes, Jesus is die plan. Hy is die een wat die verlossingswerk moet doen. Maar wie het die plan laat gebeur? Die Vader. My pa is hier.
Nou vir 'n man wat ware genesing soek, sê John Eldridge, as dit die waarheid is wat Jesus hier vir ons sê, dan nodig om deur al die emosionele worsteling te gaan. En ek en my vrou gesels baie keer hoe nodig dit is om met iemand te gaan gesels. Miskien is jou pyn of jou las of dit wat jy in jou hart dra so swaar, gaan gesels met iemand. Kry dit uitgesorteer. Maar vermoede is daar iets wat ek bring na jou toe as 'n alternatief, 'n ander fokus waar die Here die volgende vir jou sê of die volgende vir jou moontlik maak. Sien my pa raak, sê Jesus. Nou skryf John Eldridge die volgende: ware genesing kom wanneer 'n man sy wond erken. Dis wat Werner gesê het, potensieel gesê het. En die Here as sy volmaakte Vader ontmoet. En die Here as sy volmaakte Vader ontmoet. Wat oor hom die volgende waarheid spreek. Dis God die Vader wat deur Jesus vir ons die volgende sê: jy is my geliefde seun. Ek sien jou. Ek is trots op jou. En jy het wat nodig is. Ek is met jou. So gelukkige Vadersdag is nie net, hey boys nie, dis Here, gelukkige Vadersdag aan jou. Want jy is hier. Jy is met ons. Jy het ingeskakel. Jy is vasbeslote en vasberade om saam met ons deur te gaan. Vir 'n vrou sê Stacey die volgende: uiteindelike genesing van hierdie vaderwond kan gevind word in die Here se liefde as die volmaakte Vader, wat ook elke vrou verklaar dat sy geliefd, kosbaar en oneindig waardevol is. Dis wat die Here sê oor julle dames. En dat hy haar ware identiteit nie bepaal word deur wat sy van mense ontvang of nie ontvang nie, maar dat sy haar identiteit ontvang deur wie hy is, haar Vader. Wanneer 'n mens na hierdie kyk en jy jouself in hierdie posisie stel en 'n klemverskuiving maak weg van jou eie pyn en dit wat jy nie gehad het nie, dan is daar 'n kosbare alternatief in God se woord vanmôre. Jou pa is hier. My pa is hier. My aardse pa het baie tekortkominge gehad. Hy was beslis nie volmaak nie. Maar is 'n man wat tot vandag toe nog diep spore in my lewe trap. En dit is nie miskien jou storie nie. Punt is, die alternatief maak dit vir jou moontlik om ongeag jou storie, jou ware pa te ontmoet. Ek is ewig dankbaar, terwyl die span besig was met die musiek, is ek daar in die kombuis en ek spandeer net die laaste oomblikke saam met die Here en ek sê, Jesus, dankie dat jy my Vader vir my kom wys het. Dankie dat hy my lei, my Vader nou. Dankie dat hy my help. Dankie dat hy my beskut. En dat hy regtig waar is soos 'n skaduwee oor my is. Ons Vader is vanoggend vir ons 'n rotsvesting, vriende. Hy is jou beskutting vanmôre. Hy is die een wat namens jou borg gestaan het deur Christus Jesus. Hy het jou vrygekoop. Elke gedeelte wat Jesus verteenwoordig, elke karaktereienskap is geaktiveer deur ons hemelse Vader. Hy het geweldige autoriteit. Hy het geweldige krag. Net om Jesus alleen aan die beweging te kry, verg ongelooflike autoriteit. Vriende, ons Skepper, ons Verlosser, ons het, wanneer 'n mens met God te doen het en jy met sy woord te doen het, kom jy agter hoe klein en nietig is ons. Vanmôre kan ek vir jou sê, gelukkige Vadersdag. En ek praat nie met 'n man nie. Ek praat met die onsienlike wat sienbaar gemaak is deur Christus. Ek en jy is vanmôre geweldig geseënd. Ek en jy het vanmôre alles wat ons nodig het. Daai tekort wat ek het, of daai probleem wat ek deurgaan, is dalk net iets wat ek nodig het om bietjie fikser te word. Maar die Vader se hart vanmôre, ons Pa se hart vanmôre, is om die plan wat Christus Jesus is te verstaan en om eendag by hom uit te kom. Dit is sy hart.
En ek gee geweldig om vir jou en vir my. Vriende, kom ek sluit af. Ek het nou onlangs 'n gesprek met my pa. Want jy sien, daar's iets van hom wat jy nog nie weet nie. Hy sê, "Jo, goeie pa man, great." My pa verloor sy ouers in 'n kwessie van 6 maande toe hy 3 en 3,5 is. Die familie wat veronderstel was om voogdyskap te verwesenlik vir hom, het om een of ander rede kon hulle nie klarigheid kry oor klein Awie nie. En hy sê, hy onthou by die graf van sy pa of ma, hy sê, ek kan nie eens onthou, ek dink het was sy ma het laaste gesterf, my ouma. Hoor hy nie die oomies en die tannies hard praat met mekaar. Hoe hy skielik in 'n kar ingedruk word en die deur agter hom toegelaat word en hy by 'n voog uitkom. Hy sê hy onthou hoe hy daar die verskriklikste dinge ervaar is. Hy sê hy weet nou nie, maar 'n 3-jarige kind wat geslaan word elke dag omdat hy sy bed nat gemaak. 'n kind wat veronderstel is om soos 'n groot man beeste op te pats. En dan daarna gestraf te word deur die einste beeskraal waaraan hy is in die mis of in die water gedruk te word met sy kop. Hy sê, hy kon nie alles verstaan nie, hy weet nie waar sy pa nie, hy weet nie waar sy ma nie, hy sit in hierdie omstandighede wat niemand aan hom kan verklaar nie, en erger nog, die voog wat veronderstel is om na hom te kyk, wat hom uiteindelik heeltemal verwoes, sê, ag nee, want ek is nou moeg vir jou, en hy bel 'n pel, dis wat ek dink, en die pel is in Robertson, in die Kaap, en daar is 'n weeshuis, en iemand wat veronderstel is om net by iemand anders in die gesin in te skakel, word as 'n jong seun, ek dink hy was 7 of 8, in 'n weeshuis geplaas in Robertson in die Kaap. Hy sê, daar het hy elke aand sy kussingpap nat gehuil. Want daar het hy agtergekom, hier's nie vriende nie, hier's net vyande. My pa leer op 'n baie jong ouderdom om met sy vuiste alles reg te slaan. En as jy iets aanvat, dan vat jy dit. Steel is nie 'n probleem in 'n weeshuis nie, jy moet survive. Hy vertel hoe hy 1 keer 'n jaar huis toe gegaan het, na sy sussie wat toe gebly het by 'n ander voog wat na haar gesien het, hulle was 5 kinders. Dan sny hulle sy hare daar vir die eerste keer in 'n jaar. Dan het hy niks, sy skoene is stikkend, hy staan daar op die stasie met nie 'n skoen in sy voet nie. En binne in hom, hy sê Leon, binne in my, dan is die ding wat so kou. Hy sê vir homself, veral toe hy 'n tiener begin word het, die dag kom, ek gaan jou kom haal. En hom met 'n haat en 'n woede begin beleef. Hy sê, as daar iets was soos die perfekte moord, was hy seker hy sou dit kon uitwerk. Soveel haat het hy in hom gehad. Van die weeshuis word hy oorgeplaas na die nywerheidsskool. Al wat daar gebeur is, dit is maar net 'n mooi naam vir 'n verbeteringsskool. Daar veg jy verder vir oorlewing, moet jy nog harder die vuis slaan, nog meer steel net om in die lewe te bly. En uiteindelik word hy 'n krimineel. Hy leef soos een, hy dink soos een, hy rook soos een. Jy weet hoe so rook hulle. Hy sê, ek het dit geniet om te rook. Na die nywerheidsskool, die standaard 8, is daar keuses, hy moet 'n keuse maak, en hy het 'n keuse gehad, ek dink hy het vir my gesê, hy wou 'n loodgieter word, maar nietemin, die onderwysers het soms klaar gekies, dis hoe dit werk daai jare, nee meneer, jy doen dit, en uiteindelik word